Advies bied, maar ook net 'n plek waar hulle kan voel iemand gee regtig om. En wat lekker is byvoorbeeld julle kan help met die produksie, die liedjies skryf, die coaching en sulke tipe goed, want is nodig. Ja, En die besigheidskant. albei ja, ek dink ons wil net real wees daaroor en net dit wat ons praat uit ons eie ondervinding uit, so mense weet iemand anders se ondervinding was dalk weer anders, maar ek dink ek en Dion wat saamkom is ons albei het ons verskillende experiences en ja, ons hoop net om mense te kan help. Skryf jy nog baie? Ek skryf, ek dink alles soos ek sê, alles is nou so bietjie vinger in verskillende paais. So ek skryf nog, ek het nou weer 'n liedjie saam met iemand getoon set wat ook by julle, dit kom actually die Vrydag uit, it's baie 'n nice song. So ek dink ek skryf nog steeds saam met ander mense as hulle my vra, en ek skryf obviously vir myself, maar ek dink my beste skryf is maar as dit net baie natuurlik kom. As ek nie net gaan sit en soos ek moet nou iets skryf nie. Ja. So net soos ek's besig om skottelgoed te was en dan is daar iets wat oppap. Dis vir my interessant, want ons gister het ons die interessantste gesprek gehad, ek noem dit nou maar net, maar met Douda en Joka, hy was gister hier by ons. Ja. En dit was vir my die eerste keer wat ek dit hoor. Hy sê, hy gaan skryf in 'n biblioteek. Wow. Dis sy ding, soos hy moet in 'n bib gaan sit, in 'n biblioteek, Wow. want hy sê dit bring die kind uit hom uit, en 'n kind droom. Hoe mooi was dit? Dis baie amazing. En dis waar hy skryf. So jy byvoorbeeld het nie so tipe ding. Jy soos byvoorbeeld dit was my mooi. Dis wat ek hou van liedjies skryf. Dis verskillend vir almal, né? Dit is verskillend vir almal. Ek dink myne is die meeste as ek besig is om iets te doen wat nie eintlik breinkrag verg nie. So ek was die skottelgoed of ek is besig om te bestuur. Die ongelukkige ding is dis meeste van die tyd is ek besig om iets te doen met my hande en die hande is nat of ek bestuur en dan sê ek soos ag nee. Hey Siri, ek moet probeer om my foon te gryp en 'n nota te maak of so. Maar ek dink dis my denke oor skryf is ook seker maar 'n bietjie anders want ek voel en ek weet party mense voel so is dat ons is eintlik maar net so half wessels waar iets moet gechannel word en daar's 'n boodskap of daar's iets wat moet uitkom in die kuns nou van musiek is dat daar's iets wat moet uitkom wat mense moet hoor of sien of so en dit moet maar net so deur jou flow en ek probeer maar net myself oopmaak vir die idees wat obviously van iewers afkom en julle weet ek skryf eintlik maar meer dieper songs so ja. En jy het eintlik dubbel so groot probleem in terme van dit, want jy skryf Engels en Afrikaans. Ja, ek dink dis ook, ek het vir helfte van my loopbaan sover het ek eintlik in Engels musiek geskryf en vrygestel. En so nou, dit kom nog steeds baie natuurlik vir my. Dit hang maar af. Partykeer kom die woorde net in Engels aan my toe, partykeer kom dit in Afrikaans en as ek voel dat ek voel nie die lirieke so sterk nie, dan gaan ek na Hunter toe, want hy is die baas. Hy is die baas. Maar hier is die ding vir my, want ek meen ook om in Engels te skryf, voel ek persoonlik, help my as ek verkeerd is makliker. En ek praat van rhythmic phrasing en sulke tipe goeders. Ek dink dit is makliker. Ek dink ons ore is maar net baie gewoond daaraan en ek dink Afrikaans is 'n bietjie hoe sê mens nou, sterker. Dis soos jy weet die k en die g en al daai is partykeer kan dit nogals hard klink in 'n liedjie vir my. So ek gaan baie keer op hoe gaan hierdie klink, soos oorkom op die oor en dan sal ek dalk ewen woorde vind wat as daar dalk iets is wat bietjie te klink, dan sal ek kyk of ek ook iets anders kan vind. Maar die mense besef daai nie, wat jy nou sê, dit is so belangrik. Ek is eintlik maar 'n geek as dit kom by hierdie goeters. Ek is soos 'n liedjie skryf geek. Ek gaan kyk wie watter liedjies geskryf het. Kan ek vir julle iets vertel? Ja, asseblief. So ek het geek, gaan ek nou uitgeek. So daai liedjie van Rihanna en Calvin Harris, This Is What You Came For. Okay, ja. So daai liedjie, ek het altyd gewonder hoekom klink Rihanna se stem anders op daai liedjie. En toe nou die dag toe sien ek 'n TikTok post waar iemand sê maar dis actually Taylor Swift wat die liedjie geskryf het saam met hom. Toe vind ek 'n demo recording van Taylor Swift wat daai liedjie sing op YouTube. En toe sê ek so, dit is hoekom Rihanna se stem want sy copy baie Taylor se vocal. So ek wow. 'n music geek. Ja. Wow. Ja, so sulke goedjies is vir my interessant. Dis baie interessant. Oh my word. Sure, alright. Okay. Kom ons chat. Die nuwe liedjie so mooi geskryf. Ek wil vir jou sê, baie dankie. Ons sal nou almal se terugvoer kry, maar kan ek net gou teruggaan want ek dink ek wil eintlik hierdie weet. Soos
Die eerste keer toe jy vir Jan Bloukaas ontmoet het. Ja. Waar was dit? Was dit by 'n event het julle saam gegeek of? Ja, ons het dit was eintlik Dion my man, hy het nog saam met Joe Black gitaar gespeel daai tyd. Dink dit was dit was seker hier begin winter 2018. Ek het dit gister ook probeer uitfigure. En hy en Jan Bloukaas was by dieselfde platemaatskappy daai tyd, hy en Joe, so toe het hulle by 'n skool saam opgetree. En ek het maar net saam gegaan daai aand. Ek het nie gegig nie, so toe gaan ek maar saam met die en toe ontmoet ek hom daar. En wow. Ja. En jy weet, julle het baie saam geskryf, julle was great vriende gewees en so aan. Hoe gereeld het julle so saam gesit en skryf? En wat was dit wat julle het julle alles saam geskryf? Eintlik dis interessant dat jy dit nou sê, want ons het eintlik maar net so 1 of 2 keer wat ons bymekaar gesit het, want hy het in die Kaap gebly. Yes. En so ek dink met Sterrebrand, hy het vir my musiek aangestuur. Hy het 'n liedjie aangestuur en toe, want hy het vir die gesê hy wil iets saam met my doen, kan ek my nommer kry en so aan. En toe voel ek nie eintlik die vibe van die eerste liedjie nie, maar die tweede een is toe net die musiek van Sterrebrand. So dis die ene wat nou, jy weet, toe ek soos okay, ek dink ons kan iets met hierdie ene doen. Ja. Want ek voel ook altyd ek wil die liedjie regtig kan voel sodat ek kan voel ek kan regtig bydra tot dit. Ja. En toe toe ek vir hom gesê ek dink ons moet vir Hunter ook inkry want liriek gewys gaan hy dit net levels opvat. En toe het ons by Hunter se huis gesit en ons het so op sy stoep gesit, dit was 'n warm dag en ons het saam geskryf op my gitaar, soos nice. So gesit en die liedjie skryf en toe het ons geswem en gekuier en daai was die dag wat ons die meeste saam gesit het actually en iets skryf, ja. So het jy nou besluit om 'n liedjie vir hom te skryf. Nou, hier's die ding, Janie, en ek dink almal kan dalk, ek sê almal, iewers kan iemand Engels sê so mooi relate. Ja. Om te sê iemand baie na aan jou het jy verloor. Ja. En nou sit ek en dink, as ek nou bijvoorbeeld my persoon, as ek my verwysing vat, hoe vat jy daai persoon wat so groot rol en so amazing was in jou lewe in 3 minute? Hoe doen jy dit? Ja, Soos dis 'n vraag. Ja, dit is 'n amazing vraag. Dit is vir moeilik om te skryf. Dit is impossible. Ek meen, obviously die liedjie is nou daar, maar dit is onmoontlik om dit te doen. Ek dink een van die dinge was ook dat toe ek besef ek moet nou weer 'n liedjie uitbring. Al wat regtig binne my rondgeflout het en gevloei het was John, want ons proses nog aan dat hy nie meer hier is nie. Hy het so groot impak gelos en ons was goeie vriende. En toe sê ek maar net vir Hunter, want ons love nou mos maar om saam te skryf. Dis nou Hunter ken die Van Dewels fantasties. Toe sê ek net vir hom, dit is moeilik. Ek probeer nou om iets te doen hier, so om vir jou te stuur, om iets om vanaf te werk, maar ek sukkel nogals om wat ek voel in woorde te sit hierso, want dis so na 'n mens, en ook, ek voel natuurlik 'n baie groot verantwoordelikheid, ek dink veral teenoor sy ouers, want jy wil dit reg doen in hakkie, so wat oor mense noem. Jy wil 'n justice doen en so ek dink dit is onmoontlik obviously om iemand daai persoon heeltemal te beskryf of iets vir hulle alles te sê in 'n liedjie. Ek dink ek en Hunter was baie bewus die hele tyd, baie ingetune, baie bewus van elke stukkie wat ons mee besig is, ons in studio sit, want die hele sang was nog nie klaar nie. En hy het toe nou gekom met die idee van Goodbye Lovers Lane, wat John het 'n foto gepost op sy social media waar hy sit by so 'n viewpoint, wat hy so uitkyk na die berge toe op sy 25ste verjaarsdag in sy rolstoel, en dit is daai spot se naam is Lovers Lane. En so ek dink Hunter kom net in met so 'n mooi prentjie wat hy geskep het daar waar John raak eintlik Lovers Lane in die liedjie. Oh wow. Ja, so dit is moeilik om dit te doen, maar dit is ek was regtig bewus van die vulnerability en jy weet dis 'n baie sensitiewe, delikate theme en ek hoop dat dit kom so oor. Lirieke vir jou, soos wat het jy toe besluit om te skryf voordat ons die liedjie speel? Wat se lirieke het jy toe gekies om in die liedjie in te sit? Ek dink ek het maar goedjies gevat van hom.
so daar's verskillende lines natuurlik in die liedjie, maar daar's een wat sê ek sien die pink lig en jy op die wolke loop. Die pink was op sy God kan album, die cover art is so pinkerige kleur en dit het baie gestiek by ons. En ek praat oor sy lag in die liedjie en ja, almal wat was net lief vir hom en dan nou Hunter wat obviously saam skryf is hy maak net mooi prentjies in liedjies. So hy skep mooi prentjies en ek dink dit is nou in die koor waar ons praat oor jy weet, daai mooi prentjie van John wat nou daar sit en ja, so vat maar so stukkies van hom en stukkies van prentjies waar hy was. Ja. Kom ons speel hom vir jou. Hier sy nou. Goodbye Lovers Lane, Janie by op Groot FM. Almal het iewers iemand sê, hulle het ook nou iemand wat naby hulle is in die afgelope week verloor en waar die persoon gesê het, almal het ook gesê, almal het jou gelove. Ja. Hulle dit vir hierdie persoon was dieselfde ding. En ek dink daar's sulke snippets wat elke ou uit daai liedjie kan uitvat en daar kan link met iemand wat hulle baie lief gehad het. Ja. Maar een van die lines was dat jy geskryf het van sy ma en sy pa. Daai het my self getref. Ek soos, joh, dit was wat het hulle gesê van die song? So ek is redelik close met John se ouers. Hulle is amazing. Joh, awesome mense. En ek het die een dag net oor die foon met haar gepraat oor iets anders en toe sê ek net vir Tannie, ek's besig met 'n liedjie wat ek vir John geskryf het en toe sê sy so wow, kan ek dit hoor en toe sê ek gaan dit binnekort vir Tannie stuur. Ek wil net hê dit moet op 'n plek wees waar dit nou at least amper klaar is. En toe het sy net gesê jy weet dankie vir die liedjie en sy's baie dankbaar en sy sê ook die trane loop en toe het die oom vir my 'n boodskap gestuur 'n paar dae daarna en toe sê hy net ook sê dit is net ons luister hierdie liedjie op die plaas met John se ou speaker, groot speaker, party box wat hy daar gelos het. So dit was eintlik maar vir my die belangrikste, so weet wat dit vir hulle kan beteken, maar natuurlik ook vir ander mense wie deur dieselfde tipe goed gaan. Hierdie soort liedjies, ek dink, dit strek meer universeel ook. Wat is dit wat jy wil hê mense met 'n liedjie uitvat? Ek weet dit is altyd moeilik vir kunstenaars. Ja, ek dink elke ou wil hê, jy weet enigiets moet uitkom, maar wat is wat jy graag wil? Om te help met die proses, I guess. Ek weet dis moeilik om soontoe te gaan, maar ek dink net in my persoonlike lewe en musiek is maar my hele lewe. Vanaf ek klein was, is dit waarna toe ek kon gaan, is musiek vir therapy, is om 'n mens deur dinge te dra en daar's 'n tyd vir alle soorte musiek. Daar's 'n tyd om happy liedjie te luister en dit ook te gebruik vir jou vir jouself om deur goed te gaan en dan hierdie soort liedjies voel ek is ook daar, want dit is die boodskappe wat ek die meeste kry is as mense sê dankie vir hierdie liedjie want dit het my deur hierdie situasie gebring, hierdie en nou ook weer die boodskappe is daai wat jy sê, iemand wat sê en ek is baie jammer natuurlik vir mense, ons almal verloor mense, maar mense wat sê ek kan nou so vereenselwig met hierdie dankie. So dit is maar die belangrikste vir my. Maar ek dink dis ook 'n so weerspieëling van wat ons van die buitekant af ook van hom gesien het. Ek dink kom ons wees eerlik, ons almal obviously so die dokumentary gekyk, julle het dit gemaak en die hele idee van ek wens ek het jou nie so gemis nie. En net ek dink die einde, jou laaste lyn wat so ook kan 'n wolf inspel in die hele God kan ding is die einde is net die begin en daai jy het gewen. Ek dink jy gaan nooit die seer in die hart seer kan wegvat vir iemand of vir jouself nie, maar om daai te weet en om te hoor dat jy daai vir hom sê aan die einde. Ek dink dis waar die verskil inkom. Ek dink dit is net so op die oor vinnig is die line interesting as jy sê jy het gewen, want dis is wow, jy's deur regtig
moeilike dinge en daar's baie mense wat deur hierdie moeilike medically deur hierdie moeilike dinge gaan in hulle liggame, maar dis soos jy is nou op 'n way beter plek, my vriend. Ja, dis baie mooi geskryf. Nee, hoorie, ongelooflik. Vraag is video? Ja, so ons het nou nog nie een uit nie. Dit was eintlik die weer wat so bietjie teen ons gedraai het. Maar ons beplan om nog een te shoot. So nog nie seker wanneer nie. My vriend het gesê hy gaan my bietjie help om iets te shoot, so ek wag nou nog, maar daar gaan hopelik binnekort ook 'n video wees. Alright. Sterkte met daai. Sterkte met die opname en so aan. Baie dankie. So mooi hierdie. Luister, hy is nou beskikbaar. Goodbye Lovers Lane, Janie, by regtig baie mooi ode natuurlik en so mooi geskryf aan Jan Bloukas, natuurlik beter bekend vir iemand soos Janie by as John Du Plessis. So ja, baie dankie. Dit was regtig 'n beautiful tyd en ja, ons gee vir jou so 'n bietjie 'n break kans dat ek so 'n bietjie gaan koffie drink en lekker ontspan. Dankie vir jou, hoor. Dankie. Sjoe,